Goeiedag, dit is Sondag tot Sondag en ek sit nou vandag op 'n Maandag, op 'n vakansiedag hier so by die kerk, maar ek's daar nie meer alleen nie. Ek is saam met Neoma Venter. En Neoma is die algemene sekretaris van die NG Kerk se Algemene Sinode. Sy's 'n predikant, sy het begin as 'n maatskaplike werker, sy's 'n leier, 'n brugbouer met 'n hart vir mense en vir gemeenskap. En sy en haar gesin het onlangs van Durbanville af na Centurion toe getrek. Jy het seker nogal verlang na die Kaap, veral met al hierdie reën wat. Kyk Pieter, laat ek jou nou net onmiddellik daar stop. Ja. As jy sê ek het saam met my gesin gekom, ek O, het jy saam met my man gekom. Jy het Ek het in die okay, goed. proses my gesin agtergelaat en dis eintlik een van die groot Dis een van die uitdagings grootste. vir ons. Ja, my kinders het agtergebly. Jy vra of ek die Kaap mis. Ek moet sê dit was nogal Kaapse weer gewees hier in Dit Pretoria. was, nee, afgelope ek was tyd. dus reg om Ja. te trek Kaap toe. Nee. Want of ten minste as ons die wynplaas hier kon hê, sou dit vir my nice gewees het. Absoluut. Nee, ja. dit was heerlik geweest. Okay, cool. Ek het nog nie die baie klaar gemaak nie. Laat ek gou val ek myself in die rede. So, Neoma, ons is so opgewonde om jou vandag hier so te hê en om saam met jou te gesels oor geloofsgroei en so tussen Sondag en Sondag praat ons vandag tussen die saai van saad en ons praat oor die storms van die lewe. So dis lekker om jou hier so te hê. Dankie dat jy is. Dankie. Ek wil ook eintlik sommer net dankie sê dat ek en Leon hier by die gemeente kon inval en ons sien uit na die seisoen hier. Ja. Gepraat van saai. Yes, so net bietjie ter agtergrond. Op die 11de Mei word Neoma as kerkraadslid bevestig, maar sy word ook as predikant verbind in ons gemeente. Dalk moet jy net sê hoekom gebeur die ding. Kyk, ons het so Kobus gehad in die gemeente wat op dieselfde manier verbind is. Ek dink ons het hom toe destyds as tentmaker aan te gestel en hy het elke jaar aangeding op 100% verhoging want ons het hom nie besoldig nie. Ja. So hoe werk dit? Ja, nee, dis eintlik 'n baie positiewe praktyk dat as jy jou bevoegdheid as leraar wil behou, moet jy gekoppel wees aan 'n gemeente. Ja. En dit beteken dan dat jy deel is van 'n kerkraad, jy Ja. bly met ander woorde op grondvlak deel van 'n gemeente se wel en wee en lewe, jy's Ja. deel van 'n ring, jy's deel van 'n streeksinode en op die manier, jy weet, kan jy meer as dan nou net in jou geïsoleerde kantoor waar jy dan nou werk ja. as predikant deel wees van die kerklike Maar ek lewe. dink ons is bevoorreg want ons kry soveel kundigheid by met beide jou en Leon. Ek en Leon het nou verlede week al gesels oor ons gemeente se diens van barmhartigheid. Want Jan, my vorige kollega, het nogal baie daarvan hanteer. So ek het ook 'n hart daarvoor, maar hy het meer van die goed gedoen en Ja, ja, so so miskien dit moet ek sê Leon is 'n maatskaplike Ja, werker ja, en hy's 'n ons twee het maatskaplike mekaar in rehabilitasie ontmoet. O. Okay. Ek het al gewerk as maatskaplike werker en hy het op 'n later ouderdom maatskaplike werk gaan studeer Yes. en toe het ek vir my maale laat weet hier's nou die oom wat by my prakties doen. O, ernstig. En in ons twee toe nou in so vir 10 jaar eintlik in rehabilitasie gespesialiseer Wow, en is toe nou in daai tyd getroud en so aan. Ag, wonderlik. Ja, Nice. ek het toe nou Hoe lank is later julle eers getroud? 96, so ons gaan nou vir 30 jaar. Okay, Volgende jaar sal dit 30 jaar wees. En van daai 30 jaar, die eerste 16 jaar, was ek 'n maatskaplike werker en ek het toe later eers die volle teologiese opleidingspad geloop, 2009 in die bediening in. Ja. En ek goed in die Kaap was jy baie betrokke op 'n stadium het ek gesien in sinodale diens, juis ook met maatskaplike. Ja, ek was in 2 gemeentes gewees, Prieska in die Noord-Kaap wat vir my baie spesiaal was want ek het in Appington groot geword, so ek is 'n Noord-Kaapenaar Okay. van kindsbeen af. Ja. En toe was ek in Woester, moedergemeente, ook 'n groot voorreg. My asem het so weggeslaan toe ek die eerste keer in daai konsistorie instap en hier hang 'n groot skildery van Andrew Murray, Oh, wow. want dis een van die gemeentes waar hy gedien het. Okay. En toe is ek na die Sinode van die Wes-Kaap beroep waar ek tussen die kerk en dan nou gemeentes se barmhartigheidsbediening 'n tipe van 'n begeleidingsrol gespeel het. Okay. So Wat 7 was jaar. vir jou met hierdie trek? Wat was vir jou die grootste uitdaging?
Kyk, dit is as jy Want vir 'n ruk het jy, ekskuus, vir 'n ruk het jy alleen ook hier saam ja, moes bly terwyl ek was so vir Leon 9 los maande was. Yes, alleen. ja, ja. Leon was besig om af te tree daar in die Kaap, so hy moes eers klaarmaak waarmee Mm. hy begin het. Nee, weet jy, Pieter, ek meen dis 'n ander wêreld, dis ander paaie, dit is 'n omgewing wat ons glad nie ken Ja. nie, of ek ten minste glad nie Ja. geken het nie. So ek ry met my jy weet met my, wat is GPS nou yes. in Afrikaans, en dan is ek so opgewonde as ek die regte afrit vat, net om sodra ek in daai afrit is te sien die afrit het 'n afrit. O, okay, baie goed. En dan moet ek uit probeer werk wat is suid en wat is noord. So dis regtig 'n aanpassing as Ja. jy glad nie weet Ja, ja. wat is noord en wat Ek is het suid hierso nie. nogal die Telkom toring gebruik as 'n baken. Wel, ek gebruik die amper seker taalmonument en dis een van my tongglippe, die voortrekker monument. Ja, Okay, ja, daarso in die Kaap gebruik hulle die berg as jy hom ja, kan nee, sien wat seker dan nie. is die Tafelberg en dan weet jy waar jy is. Ja, nee, maar ek het ek weet nie, soos wat jy voel met die paaie hierso, voel ek in die Kaap met die paaie. Daar's op 'n Ja. stadium wat ek so haarnaal draai moes vinnig maak, wat ek gedink het was hierdie mense hoog gewees toe hulle hierdie. Jy trek maar net die handbriek styf op Is en dit, en dan dan- vat jy hom. Kyk, ek kom van die Wesrand af, nee, so dit kan dalk in my gunst stel. Nee, maar Pieter, ja. weet jy wat, 'n mens is baie aanpasbaar en ek sê ons het nie agter die omgewing aangetrek nie, ons het agter die roeping aangetrek en dit troos my elke keer as ek wil ongeduldig raak met myself omdat ek nie my koers kry nie. Dit is so, nê, nee. Maar ek dink dis 'n stuk geborgenheid wat 'n mens ook daarin vind, is sulke goed, maar jy's gekies daarvoor. Nee, jy's gekies vir ek is gekies vir hierdie gemeente Ja. en op 'n manier verander jou roeping, dink ek, van tyd tot tyd, of jy word groot en jy leer nuwe goed en sulke tipe goed, maar ek dink iets van daai geborgenheid om te vind, maar ek is gekies hiervoor. Ja, dit is 'n mens eis nie vir jouself 'n posisie op nie. Ja, Dit is soos jy sê, jy word dit gegee. ja, En in daardie opsig ontvang 'n mens dit met die wete dat jy weet, veral wanneer ek in myself twyfel en wonder, goeie genade, wat het my besiel, is ek op die regte plek, ja. om dan net te weet, maar daar was 'n hele proses gewees en ek het gebid tydens daai proses Ja. en ander het gebid daaroor, Ja. so ja, dis nou op my pad en Ja, ons doen dit. en dis wonderlik, is amazing. Ag nee, dit is 'n voorreg om jou vandag hierso te hê. So Dankie. by Sondag tot Sondag, jy het nou al seker 'n bietjie geluister na van die Ja, goed, ek ry so 'n halfuur in die oggend werk toe en dis 'n ideale tyd om lekker. te luister na die podcast, so ek wou eintlik al vir jou en Morney sê, dit is regtig iets sinvols waarmee jy besig is en Dankie. dankie namens myself en lidmate daarvoor. Dankie daarvoor. Ek het in voorbereiding vir vandag het ek van ons vorige podcast so deur 'n taalmodelle gestuur wat 'n transkripsie neem en toe deur ChatGPT dat 'n mens net al vir gaste wat opkom 'n tipe van hoe is hierdie, wat is hierdie, want ek sukkel om woorde daarvoor te gee en toe het hy sommer die vrymoedigheid geneem om vir my te sê, "Wel, hier kan jy verbeter." So wonderlik. as ek hard lag in die mikrofoon in, verskoon my, ek leer nog mikrofoon etiket op daai manier, maar so deel van Sondag tot Sondag leer mens nuwe dinge, ons leer nou edit en al daai tipe goed. En in die voorbereiding van verlede Sondag se preek, is dit eintlik vir my so mooi oor hoe dinge bymekaar gekom het. Eintlik om 'n vars kyk te kon kry op so baie bekende gedeelte, want ek dink mens raak ook so maklik verstar in gedeeltes wat so bekend is om al die geuite goed te sê, en iets in die goed wat ek gelees het vir my toe net uitgestaan oor ons taak om die grond vir ander makliker te maak. Wat vir my nogal 'n geskenk was in daai gedeelte. Aan die ander kant, Markus is vir my nogal 'n besonderse boek. Dis so 'n subversiewe boek. Wat eintlik nogal aspres kritiek lewer teen die samelewing en teen
teen die magte in die samelewing en sulke tipe goed, sover so, dat ons, toe my seentjie, ons het eers gedog, ons gaan 'n dogtertjie kry, met die tweede een, so Janay het 'n mooi, ek dink dit sou Amelia gewees het, na Amelia Earhart, en toe vind ons uit, dis 'n seentjie, en toe het ons nie 'n naam nie, en die oudste gee toe, hoor, maar wat van Marcus? Want daar's 'n maatjie by die kleuterskool wie se naam Marcus is, en hy hou van die maatjie, en ons is toe op daai stadium, was ons met ander vriende, met Christian en Laurens, wat 'n vorige keer op Sondag tot Sondag was, het ons Bybelstudies oor Marcus opgeneem, en dit vir my nogal, ek dink oor dit so dwars gaan, aanklank gevind, en ek dink Marcus doen hy nogal sy naam gestand, wonderlik. maar ek dink dit is, so tussen die twee Sondae, want die een wat kom is nou oor Jesus wat die storm stil maak. So tussen die grond wat ons is, en die grond waarin ons help voorberei en help saai seker, en tussen in die boot wees, sit ons maar, né? Ja, dit was my baie interessant Sondag, hoe jy, waar jy begin het en waar jy geëindig het met die, jy weet nou, in die lig van die gelykenis wat mense al gesien het, dis wat jy gaan lees, maar dat jy oor die, wat het jy dit nou genoem, die oormag van inligting, waarna mense so verdwaal raak, maar dat insig en verstaan, met sy soms rustigheid. daar, maar met insig en verstaan is eintlik die uitdaging. Ja. In hierdie oseaan van inligting waarmee jy te doen het, en hoe jy dit by goeie grond uitgebring het, dit was my baie goed. Ag, baie dankie. Kan ek miskien deel, ek het verlede jaar in Oktober woon ek 'n konferensie van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke by, en een van die sprekers is Brigalia Bam. Nou, sy was in 1997, was sy die algemene sekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Nou, die tannie is in haar 90's. Formidabele vrou, steeds formidabel, en sy het 'n kort aanbiedingkie gedoen oor kommunikasie. En haar opmerking was dat die kerk wat nie in die moderne eeu waarin ons leef, of postmodern, wat jy dit ook al wil noem, daarin kan slaag nie om op 'n multimedia vlak die evangelie te verkondig nie, gaan nie sukses hê met hulle bediening nie. Nou komende van iemand van haar ouderdom, het ek net gedink dis briljant. En ja, jy hoor nou dat ek nou eintlik wil sê, hierdie potsendings, hierdie tipe ek dink is nadink van die teks. Dis so nodig, want en ek dink dis ook die ding van Sondag tot Sondag, soos wat ek gister ook gesê het in die erediens, dat ons, dis al, die kerk is vir my amper soos 'n oefengrond. En daarso het ons, ek dink soos in enige gesin is daar goed wat ons baie keer oor vassit met mekaar, en daar's goed waaroor ons verskillende opinies en goed het, maar dit is eintlik ook 'n plek waar mense mekaar omarm en weer vrede maak en weer aangaan. Maar ons leef ons lewens nie in die kerk nie. Ons leef ons lewens in buite daai mure. Absoluut. Ja. Mens moet ergens 'n veilige plek hê waar jy jou gedagtes oor goed kan toets, en dit behoort die gemeente vir ons te wees, en is dit vir ons. Maar ek dink ook net, so om by die podcasts aan te sluit en by die YouTube goed, ek dink is net sulke ankermerkers wat mens kry in die week om net weer asem te skep en jouself net weer bymekaar te trek en aan te gaan vir die res van die tyd. Ek weet nie, jy meer as ek, kan ek glo, hol van die een ding na die volgende ding toe. So ek dink net om daai ruimtes te skep en daai ritmes te skep, dink ek is onontbeerlik. Of vir my is dit onontbeerlik. Ja, ek dink veral die woord ritmes wat jy gebruik om in die gewoonte te kom, om nie net Sondag oor die teks te dink nie, maar deur die week op verskillende maniere daarop te reflekteer. En ek dink ook daarmee saam gaan ook 'n ding, want ek dink ons, ek weet nie, dink jy is 'n ding van ons boerevolkie, dat ons lief is daarvoor om skuldig te voel. Want ook voel jy skuldig as jy nie 'n ding doen nie, maar eerder dalk te fokus op hierdie goed wat ek reg kry. Ek het hierdie week hierby uitgekom, of ek het hierdie week
meer tyd kon spandeer aan my stilte tyd of sulke tipe goed. Dat dit nogal, ek dink dis vir ons dalk makliker deesdae om in krisis te wees as om in rus te wees. Absoluut. Ja, nee, absoluut. Ek wonder of dit ons dalk trek dit ons op 'n manier na hierdie komende Sondag toe in terme van Jesus in die skytjie. Waar hy lekker lê en slaap. En sy disippels om hom freak uit. Nou ek het nou nog nie behoorlik die agtergrond gelees nie. Ek dink maar dis darem 'n gedeelte wat ons ken. Wat se goed, as ek jou sommer dalk kan vra, wat se goed anker jou in die oomblik? As jy weet ek het dinge raak nou rof om nie hou maar. Weet jy, ek het ek was op 'n stadium, Denise Ackerman is 'n biskop in die Anglikaanse kerk. En ek het op 'n stadium so 'n wonderlike vriendskap met haar gehad, wat mense nou eintlik geestelike begeleiding noem. En Denise het my geleer die ding wat hulle noem mindfulness. Nou ek het gedink wat sal dit nou in Afrikaans wees, so ek het nou die beste waarby ek kon gekom het, is ja, tipe van 'n bewustheid, 'n bewuste teenwoordigheid. En ek sal baie keer as ek voel, weet nou raak dit te wollerig in my kop, dan sal ek byvoorbeeld by die kantoor uitstap en net al my sintuie gebruik en vir myself vra, wat hoor jy, wat sien jy, wat ruik jy, wat voel jy? Baie goeie oefening. En dan stap ek 1 of 2 keer om die kerk, my kantoor is in 'n kerkgebou daar in Hatfield. En jy sal verbaas wees, of ek is elke keer verras, wat se gewaarwordinge mens dan het. Soos, ek weet, 'n week of 2 gelede het ek dit weer gedoen, en op die ouene voor 'n boom gaan stil staan, en die verskillende kleure van die blare in die boom opgemerk, wat ek nie opmerk as ek in die oggend vinnig stilhou en inhardloop. Nou, iets van daardie koneksie met die natuur, het nog altyd vir my baie sin gemaak. En in die Kaap het ek baie gaan stap. Ek het nou my roetes al gehad. Ek het daar op Tafelberg, Duiwelspiek, Leeukop, Tafelberg self geklim. Ek wil dit nog doen, maar ja, absoluut 'n wonderlike ervaring. So ek soek nog so 'n bietjie my ankerplekke hier om uit te gaan. Maar mindfulness kan jy enige plek doen. Ja, jy kan enige plek doen. Ek dink daarso, julle bly naby daai Bishop Bird Park. Ek sit hom onmiddellik op my lysie, ek het nog van hom gehoor hier. Ja, daar's ek dink daar's bokkies en sulke tipe goed wat jy maar ek dink net om 'n bietjie natuur om 'n mens te sien. Dit staan altyd vir my uit juis in die psalms wanneer die mense soos uit hulle diepte uit gaan, dan sien jy iets van die skepping en van God se voorsiening in die skepping wat terugkom. Ja, dit. Ek het eintlik juis so voor gister se erediens besef ek, vet, ek moet nog die sjokolades vir die viering gekoop het en ek het vergeet. Nou jaag ek gou voor die tyd winkel toe om te gaan koop, maar ook iets van daai mindfulness tegnieke het ek half geleer dat as jy rarig in die oomblik stres, en ek het nie eintlik gestres nie, maar ek was nie lekker in my lyf gewees nie. As jy 'n vinnige inasem en 'n stadige uitasem doen. So ek het dit 'n paar keer gedoen en dit het my nogal goed gesenter. Dit, en iemand het ook vir my gesê dat half net 'n bietjie voordat jy by 'n vertrek instap, want ek is nogal geneig om te jaag in 'n ding in, voordat jy by 'n vertrek instap, om net iets van daai vertrek in te neem, nader na jou toe te trek. Ek kan nogal dink eintlik uit jou posisie, want jy het baie keer geleenthede wat jy voor 'n klomp mense moet praat, en dis kundige mense. Dit moet seker nogal intimiderend wees. Wat gebruik jy in daai oomblikke? Kyk, hulle sê ook altyd hoe korter 'n mens wil praat, hoe langer moet jy voorberei. Voorbereiding is maar 'n belangrike deel daarvan, en ek het van die begin af in my posisie besef dat ek beskik
verseker nie oor al die kennis en insig en verstaan oor die goed waaroor ek baie keer ook moet gaan praat nie. So ek bou graag spanne van mense wat ek betrek en dit help met voorbereiding. Ek is op die oomblik besig met so 'n proses wat al 2-3 weke aan die gang is. So wanneer ek uiteindelik gaan, dan het ek ook die gerusheid, hierdie is nie net my eie insig nie. Dit is so wonderlik, nee. En ek sal ook baie keer as mense vra, hoe gaan dit hier, dan sal ek sê, ek het nog nie een keer alleen gevoel nie. Dit is 'n warm stoel, daar waar ek sit en waar ek werk, maar jy's deel van die groter kerk en dis wonderlik. Ek het baie goeie netwerke reg deur die land. En uit die aard van die saak, nou om hier te wees, voel dit amper 'n mens begin weer van voor af netwerke bou, maar dis ook lekker. Wat lekker is. Ja, jy ontdek nuwe mense. Ek dink dis 'n groot geskenk. Ek het altyd so spottenderwys na die Noord- en Suidryk in die NG Kerk verwys. Maar ek dink dit is goed dat ons ek dink dit is so groot aanwins vir ons kerk in Hebreë om ek dink daai kruisbestuiving te kry. Ja, nee, absoluut. Ek moet jou eerlikwaar sê, ek het ook vir myself en ek vermaan myself gereeld om langer te luister en regtig te weet, dit is 'n nuwe omgewing, dit is nuwe mense. Luister langer, doen moeite om te verstaan. Daar is 'n bietjie van 'n kultuurverskil, miskien leer ken dit, verstaan dit. So ek moet myself maar daaraan herinner, kort. Maar dit is goed. Maar ek dink is ook iets wat ek en Leon nou gesels het oor die diens van barmhartigheid. Goed, is daar iets wat ek opgemerk het, wat jy ook eintlik nou gesê het, net met ander woorde, van as jy die slimste persoon in die vertrek is, as jy in die verkeerde vertrek. Absoluut. So ek dink dit is omring jou met slimmes. Ja, omring jou met slimmes. Ek dink dis die eintlike tegniek en ek voel dit as predikant het ons soveel hoede op, nê. Dat netwerk en om te weet waar om wat te gaan kry, met wie om te praat, met wat, is eintlik so groot deel van ons maar die lekker daarvan is dat deur op daardie manier, daardie werkswyse te omhels, jy ook die hele tyd jouself kan herinner, maar dis wat Paulus ons geleer het. Die liggaam bestaan uit baie dele. Ja. En kan net tot sy volle potensiaal kom as al die dele aan die beweeg is. As dit saamwerk. So dis 'n heerlike grondslag om vanaf te werk, as jy dink in terme van spanne, netwerke en dies meer. Verskillende gawes. Ja, ek sit nou en dink sommer so op die spot van wat se goed wat jy op die oomblik die mees opgewonde maak van die werk wat jy doen? Kyk, ek wil amper sê daar's 2 fokusse. Die een is bietjie meer intern, die ander een is ekstern. Beide is baie opwindend, regtig. Ek het die grootste voorreg om op plekke te kom namens die kerk. Ek was verlede jaar byvoorbeeld daai naweek wat die Syriese regering omvergewerp is. Daai naweek was ek in Duitsland die hele naweek saam met een van die Syriese kerkleiers en het ek saam met haar beleef die onsekerheid van dit wat in hulle land aan die gebeur is en wat gaan die toekoms vir die kerk wees. Nou ek meen, dit is net 'n voorreg. Verlede naweek was ek in Lesotho gewees. Dit is heilige grond. Verlede naweek was ek in Lesotho gewees. Mense het nie woorde om die belewenis, en dan ry ek al weg, nou dink ek, why me Lord, jy weet, dit is net so voorreg. So dis die eksterne goed, en as baie van dit, intern wat my regtig opgewonde maak, Pieter, is, jy weet, mense bron van inligting oor wat in die kerk aangaan is ongelukkig baie beperk en baie keer tot media. Ja, ongelukkig. Maar en baie sensasionele media. Absoluut, eensaidige kommentaar oor die kerk en dies meer, maar as jy werk waar ek werk en jy werk met die 9 synodes, ek sê dit nog steeds moeilik, want dit bly vir ons swaar dat Namibië besluit het om weg te breek. Maar goed, as ons werk met hierdie 9 synodes en die verteenwoordigers uit die 9 synodes en jy hoor die stories, die getuienisse van wat op grondvlak in die kerk aangaan. Dit is net 'n voorreg om in daai posisie te kan wees, om dit te kan hoor. So ek vra myself maar
elke dag af, hoe kry mens hierdie goeie nuus van die beweging van die kerk in Suid-Afrika? Hoe kry ons dit by al ons lidmate? Ja, ja. Want ek het nou die eerste deel reeds gesê. Yes, nee, ek dink dit is wat 'n voorreg, nee, want daar's soveel wonderlike goed wat gebeur. Daar's soveel wonderlike inisiatiewe wat Ja, weet jy, kerke as het. ek nou vir jou sê, as ek nou na 'n moeilike week Sondagoggend hier in die erediens kom sit, Ja, dan kom ek tot rus en dan ja, hier in die erediens. Ek praat van die gemeente hier. En dan dink ek, weet jy, dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor hierdie ruimte. Jy en Morne het so rukkie terug, Morne het die dag gepreek, het hy gepreek oor ruimtes. yes. Onthou jy, wat was die Maar fokus ek nou kan weer? skaars Ek onthou. was op wat Berg het ek Moria laasweek? gewees of iets. Maar goed, en ek het net gedink, maar dis so waar. Die plek waar ek werk konfronteer my baie keer met soveel onrustigheid oor Ja. die kerk. Yes. Maar Sondagoggend kom sit ek in die gemeente Ja. en dan kom ek tot rus. En ek glo so elkeen van ons wat hier kom sit Sondagoggende. En dis waaroor Ja. kerk wees gaan. Ek dink dit is vir my belangrik. Nie al hierdie ander debatte nie. Ja, dis vir my belangrik dat 'n mens in ons saamwees iets van 'n ontmoeting met God te help fasiliteer. En partykeer kry ek dit beter of kry ons dit seker beter reg as ander. Jy weet hoe dit voel. Ek het binne myself moes vrede maak elke week, kan nie 'n home run wees nie. En my oom het gesê as hy 'n predikant sou wees, sê hy vir die mense gesê het hulle moet by die huis bly. En as hy iets het om te sê, sal hy die kerkklok lui. Maar ek het ook al agtergekom toe ek nog geswat het, partykeer is dit nie iets in die preek nie, partykeer is dit iets in die liturgie, partykeer is dit Absoluut. iets in die sang. Of bloot net die feit dat jy die dissipline aan die dag gelê Ja. het om daar te wees. Dat ons saam is, yes. En ek weet die saamwees is ook Ja, dit is besonder. deel En ek van die bedoel, ervaring. Waar kry mens in ons wêreld nog tyd daarvoor? So dit is, ek dink, vir my as predikant in 'n gemeente is dit 'n absolute voorreg om hierdie werk te kan doen wat ek doen. En ek dink ook vir die mense wat ons in staat stel om dit te kan doen, soos onder andere julle, is dit kan 'n mens net dankbaar wees. Want ek dink ons besef ons is deel van iets soveel groter as onsself en dis net wonderlik. Ja, dis waar mense nou Ja. sê amen. Amen. Ja. Hoorie maar, Dit dis is nog so. dis nog nie amen nie. Want ons het gedink ons gaan nog 'n paar ander gaste kry en ons het die oomblik gemis met Lawrence, maar intussen toe nou 'n bietjie gedink aan 'n paar vrae. So ons het so 5 vrae wat nou die standaard vrae gaan wees wat ons gaan gebruik. So elke tweede week gaan ons hopelik iemand anders hierop hê en ek hoop ook nie dis die laaste keer wat jy hierop sal wees nie. So dalk moet ons dan maar ander vrae op die volgende keer vir jou vra. Maar so die eerste een sou wees, wat is een kinderherinnering wat jou geloofsvorming beïnvloed het? Ek het in die kerk groot geword dat ek daarmee begin. Maar ek dink ek het 'n interessante grootword gehad wat nie almal sal kan sê hulle storie is nie. My oupa was die koster van die kerk in Appington. Okay. En ons het 'n Kleinhoewe gedeel. Ons het saam met my oupa hulle op die Kleinhoewe gebly. So van my vroegste herinneringe van kerk is waar ek aan 'n kerkklok hang en die kerkklok lui. Ja. Maar goed, daardie jare was kerk toe gaan, jy weet, dit was ook 'n dwang, vorm van dwang gewees en was nie noodwendig altyd, as ek nou moet terugdink, vir my lekker nie. Maar ek het so as 'n tiener het ek begin besef wat daai gereelde en lang ure en langer as die ouens wat eredienste bywoon. Ja. Wat dit tog ons het byvoorbeeld nie skool gespeel, ek en my sissies nie. Ons het kerk gespeel. Yes. En ek het gepreek. Ja, so ja. Maar my dieper ervaring met die Here het so in hoërskool begin en ja, ek onthou ek was so 17 gewees wat ek besef maar ek is so lief vir die Here.
kyk na groot mense rondom my en ek is bekommerd dat as ek eendag groot is, ek nie ook nog so lief sal wees vir die Here nie. Want mense het baie wat ek sou maar sê gewoonte tipe van Ja. kerk toe gaan en by mense gesien. Wonder wat van hierdie is in ons DNA en wat van dit Ja, is. wat is tradisie en wat kom uit 'n verhouding, dieper verhouding met die Here. So ek het op daai stadium gedink groot ouer mense is 35 na 40 en hulle het opgehou en gesê hoorie wat sien ek daar. So maar iets van dit. Cool, as jy kan dink aan 'n onlangse ervaring waarin jy God ervaar het. Wat het dit aan jou gedoen en het dit jou verander op 'n manier? Weet jy, baie van die mense ervarings van jou godservarings is as jy 'n predikant in gemeente was, is baie keer ook maar rondom die bediening. So ek moet sê van my kan ek myself onderbreek in die Keltiese spiritualiteit praat hulle van thin places. Yes. Of heilige drempels. Yes, Daar waar die afstand tussen die hemel en die aarde dun raak, dat jy regtig voel nou kan ek amper aan die bonatuurlike vat. En waar beleef ek dit die intensste is by 'n sterfbed van iemand. Oh, wow. Daai oomblik wat jy daar staan en 'n mens se gees sy liggaam verlaat. Dis onbeskryflike heilige momente. Saam met die tragedie en die hartseer en alles daarvan, maar ek moet jou eerlik sê, dit is die momente in my lewe waar ek die naaste aan die Here gevoel het en besef het, maar jy weet, hy is hier en iemand se gees word oorgegee. So van die gunsteling kruiswoorde is ook vir my, Vader, in u hande gee ek my lewe oor. Gee ek my gees oor. Dit voel amper te heilig om na die volgende dit kan dalk self somber klink, maar ek moet jou eerlik sê, en ek meen dan in terme van 'n mens se eie sterflikheid. Om troos te vind dan as ek dit soveel keer beleef het in die bediening, wat sê dit van my eie verwagting van sterflikheid. Dit is heilig. Dit is heilig. Nee, geboorte is heilig, sterf is heilig. Wat sou jy vir jouself van 5 jaar gelede wou sê? Nee, hou maar 5 jaar terug. Kyk, ek wou altyd 'n dominee word van ek onthou. En ek wou altyd die Kamerads hardloop. Miskien moes ek 5 jaar vir myself gesê het, jy sal moet begin oefen. Want hierdie droom is besig om by jou verby te skuif. Nee, weet jy Pieter, ek dink as ek 5 jaar gelede, en ek moet vir myself nou sê, moet jouself nie te ernstig opneem nie. Moet jouself ook nie onderskat nie. En moenie die goedheid van mense gering ag nie. Ek dink ek en Leon beleef soveel seën uit verhouding met mense en as 'n mens terugkyk uit die aard van die saak, sien jy dit wanneer jy terugkyk. So ek sou 5 jaar vir my verlede vir myself kon sê, daar wag goeie ervarings op jou pad. Dit is wonderlik. Wat is een klein daaglikse gewoonte wat jou geestelike lewe vir jou verbeter? Dit is nou maar, miskien dat ek nou net na verwys het. Van die mindfulness. Van die mindfulness, om net ergens in 'n dag, en jy kan nou vir Leon ook gaan vra, dit is so, as ek in die middag by die huis kom, dan gaan ek uit, ek het 'n baie klein groentetuintjie, en ek gaan sê hallo en kyk of alles goed gaan daar. En dan sit ook vir my baie lekker, ek gaan baie weg van die huis af. So as ek Sondag nie hier is, ek lê nie in slaap nie, ek is ek werk. en dan sit vir my lekker vir alles ek terugkom om te gaan kyk. Jy weet hoe die goed gegroei. En dit doen ek redelik daagliks. So dit is maar daai iets van 'n geaard wees en die wonder van die skepping is vir my daagliks 'n verwondering. Ek dink die laaste vraag, en ek dink jy kan nie 'n predikant wees, of ten minste 'n betrokke predikant wees, en nie so 'n storie het nie. So, vertel vir ons van een snaakse of onverwagse storie uit jou bediening. Dis 'n lekker vraag. Miskien moet ek jou vertel, een van my grootste uitdagings as ek nou so rondgaan deur die land,
is dat ek meestal te kort is vir kansels. O, So is dit? so ek steek hier my kop steek hier uit oral nie. Ek weet nie of al van die Met jou vroeg trappies saam. Een ek van het daai in my eiwys- in my gemeentes waar ek was, Ja. het hulle vir my trappies daar, so ek het my Wat trappie ook 'n ding is, kies, ek het al amper, of ek het al 'n paar keer met die oefengoed van 'n ding afgeval. Ja, nee, jy moet So, stil Jy staan. moet stil staan. Jy kan So nie, verlede week in Lesotho moes ek die heeltyd terwyl ek die groete boodskap gebring het op my tone staan. ag nee. Want daar was geen ander plan te maak nie, maar die ding wat met my gebeur het Ja. is ek was nou wil ek nie sê waar dit was nie, want sê nou maar net iemand hoor dit, maar ek het by 'n VGK kerk gaan preek O, okay. en in diep platteland en toe ek op die kansel opklim toe besef ek hier's moeilikheid. Ek meen ek sien nie die gemeente eers nie, so hulle sien my ook nie. Ja. Maar nou gelukkig in die VGK het hulle 'n lang aanloop as 'n ouderling wat die afkondigings maak en al daai tipe van goed. En ek gaan sit toe nou maar daar agter die kansel en ek begin bedink nou die situasie Wat waarin gaan ek ek is. nou maak? En ek sien okay, maar hier agter die kansel lê 2 groot kanselbybels hier onderin. En ek leopardkrol toe amper so daar, niemand my kan sien nie. Ek haal uit 2 groot kanselbybels af, ek sit hulle bo op mekaar, ek skop my hoekskoene uit en daai oggend, Pieter, toe staan ek op die woord. En ek preek sigbaar en hoorbaar Sigbaar en hopelik hoorbaar. verstaanbaar ook. Ja. Is daar nie, ekskuus, op daai noot is daar nie, en ek weet nie of, ek het iewers gehoor, dalk moes ek in liturgie beter opgelet het, nê? Of daar soos heeltyd op die kansel 'n Bybel moet oop wees, nê? Ek weet nie of dit tradisioneel so was. in Ek die dink dit was verlede nie. tradisioneel so, maar ek moet vir jou sê, dit is eintlik vir my baie mooi, Dit is mooi. wanneer ek, want ek kom nou baie keer ook in ander denominasies, Ja. en daar is byvoorbeeld sekere denominasies wat die gebruik het as die priester of die vader of die biskop nou klaar gelees het, dan is daar 'n katedertjie, dan vat hy daai Bybel en dan gaan sit hy hom met sy oop kant na die gemeente toe. En dan gaan O, dit staan is hy mooi. weer agter die kansel O, dit en is mooi. hy bring sy boodskap, maar Ja. daai oop woord kyk met ander woorde vir O, die gemeente. O, dit is baie So mooi. ek het baie Ja. persoonlik het ek daai stukkie mystieke sentiment van 'n oop. Ek hou ook daarvan om my Bybel kerk toe te bring. Ja. Julle het nou gevra ons moet dit doen. Ek moet self, So ek want hou daarvan. Ek lees maar nou van my notas. Ja, en ek hou daarvan om dit van 'n Bybel af te preek en nie van 'n iPad. Ekskuus, ek weet julle Nee, doen ek dit. weet, ja. Ek gee nie om as iemand anders Ja, dit doen nie. Ja. Maar dis vir my Ek dink dit is spesiaal. makliker vir verwysing, want ek is nogal geneig, deesdae luister ek boeke, nê? En in plaas van wat ek in die verlede soos wat ek geleer het, kon sien ook, goed, daai is min of meer op daai bladsy. Ja. As iemand iets herroep van 'n gedeelte wat ons gelees het of geluister het, dan vat dit my onmiddellik terug na die plek waar ek was, Ja. waar ek het gehoor het. Wat vir my nogal interessant is, vir dis dalk maar iets van hoe 'n mens. Ja, ek het al baie gewonder of dit iets met ouderdom te doen het, dat ek so, maar ek dink dit het Nee, meer met nee, sentiment dit is sentiment en met die mense eie spiritualiteit Ja, te doen. ja, Ek ja, hou daarvan om verseker. Nee, in daai verseker. boek en Nee, ek dink- daar te onderstreep en te skryf en Ja, kyk, ek dink dis ook iets wat toe Morney by ons aangesluit het, dink ek het ons nogal gedouble down, dink ek, op die liturgie. En dis vir my mooi. Ek dink dit help 'n mens om jouself, ek dink nogal te aard ja, op 'n absoluut. manier. Ja. Dit was 'n wonderlike voorreg, is 'n wonderlike voorreg om saam met jou te kan gesels, Neuma. Dankie. En ek sien daarna uit om jou weer hier so te hê. Ja, nee, nogmaals dankie vir die verwelkoming in Ja, die gemeente. Ek en sien dan ook uit na die 11de Mei Ja, se Sien saam se met jou uit. oggenddiens. Sal besonder wees. Dankie, Dankie, Pieter. lekker dag. Dankie.